Besluit volgende die voorstel met vonk 120, liedboek 163, staande asseblief. Goeiemôre broers en susters. Dis so lekker om julle elkeen hier te sien. Ek sê dit elke Sondag, maar ek bedoel dit regtig uit my hart uit. Ek sal baie beïndruk met daai orkes wat julle daar hoor. Ek weet nou nie wie die tromme speel en wie nou al die goeders daar doen nie, maar het klink baie mooi in die môre. Hoor, dankie julle. Baie welkom, kyk. Die Mostert gesin sit nou vanmôre uit hulle bank vol met daai mooiste klein dingetjie wat daar sit. Baie welkom. Ek waardeer dit so baie. Julle wat daar van bo af is en wat ons vanmôre ondersteun en kuier hier by Maanpa, dis so lekker om julle lief te hê. Mag die erediens vir julle vanmôre op 'n besondere manier sien. En ek wil vir broer Hans Dreyer, nee. Ek wil vir baie welkom sê. Hy sit elke Sondag daar en ek kry die kans om vir die broer te ontmoet en hom te groet nie, en vanmôre te doop ek nie. Ek gaan nou vanmôre vra wie hy is. Hy's elke Sondag die broer, hy's baie welkom by ons. Baie dankie. Ag, almal van u wat hier sit. Ek waardeer julle. Koue, lang naweek, dit is nou maar net so. Julle is getrou en ek waardeer dit. Goed, ek wil nou die aankondigings doen. Baie dankie vir my gespreek. Julle is pragtig. En ek beloof vir julle, as ek vir dit dra, gaan julle op my hart wees.
En dis iets wat ek regtig vir die res van my lewe het, om aan julle te dink, en ek waardeer dit verskriklik. Ek wil vir julle sê, op die eetgoed na die eredens, julle het my derf, elke oproep, WhatsApp, geskenk, word opreg waardeer. Eerskomende Sondag is dit nou Vadersdag, en dan word die paas bederf met Piet Smit en sy seun Leo, wat vir ons gaan optree. En dis regtig 'n spesiale bederf vir die broers. Ons vra dat u wyd en sit mense sal nooi. Hartlike dank aan Marlene wat alweer inspring met die kosse. Carletonville Suid gemeente kom daai oggend na ons toe, wat ons baie waardeer. Hulle kom ook deel in die lekkerte en hulle dra by vir die eetgoed en die geskenkies, en ons is dankbaar dat ook hulle vir ons ondersteun. En vir Cherie, vir die geskenkies, sy het voorgestap, ons sê vir haar Cherie, baie dankie. Dan het ek nou sê die Carletonville Suid kom, en ek wil net vir julle sê Carletonville Suid hou die 28ste Augustus hulle besaar. Broers en susters, kom ons gaan wys gesig. Kom ons ondersteun hulle, kom ons gaan koop lekker koeke, curry en ryse, borsbroodjies, kuier, sommer net lekker saam. Die kennisgewings gaan ons probeer om uit te gee vanaf volgende Sondag. Ons jongste borsbroodjie verkoop was 'n reuse sukses. Dit het die bedrag van R10.805 ingebring. En dan wil ek nou vir elke donateur wat moontlik bygedra het, julle weet wie julle is. Baie dankie sê elkeen wat gewerk het, elkeen wat gaan aflewer het, elkeen wat bestellings gekry het, ons waardeer dit. Annie sê altyd, julle is eisters. Nou regtig, julle is eisters. Ons sê baie dankie. En ek dink, dit is dan die onkondigings waarby ons dan vanoggend voor staan en ons gaan oor na die formele erediens. Geliefdes, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak. En dit is die beste wat nooit laat vaar die werk van ons hande. Amen. Ons toetrede vanmôre waarin ons in die Here se teenwoordigheid in beweeg is Psalm 205 en ons sing daarvan al 3 strofes. Ek wil sing van al die liefde en ons doen dit staande omdat ons sodoende in die Here se tempel inkom. Baie dankie. Sal ons maar na genade vra. Ja, gelukkig het ons wat is 'n mooi woord? Sjaal, ons taalpurist, wat is 'n keyboard in Afrikaans? Klawerbord. 'n Klawer. Ja, die klankbord is daar hier. Is 'n klawerbord. Gelukkig het ons 'n orgelis wat hy kan enige ding doen. En as dit die dag nodig is, dan vat ons die gitaar en die trekklavier never. Lepelgoed. Das.
Here deur te lees uit Jesaja 30 en ek gaan vir u vers 15 lees en dan gaan ons verder vanaf vers 18 tot 23 lees. Dit is dan ons fotum. Julle krag lê in stil wees en vertroue. Tog is die Here gretig om julle genadig te wees en wil hy hom oor julle ontferm. Die Here is 'n God wat reg laat geskied. En dit gaan goed met elkeen wat op hom vertrou. Jy, volk en siel, jy wat in Jerusalem woon, jy hoef nie meer te huil nie. Die Here sal jou genadig wees as jy na hom roep om hulp. Hy sal jou gebed verhoor sodra hy dit hoor. Die Here het jou honger en dors laat ly, maar hy wil jou leer. En hy sal hom nou nie meer afsydig van jou hou nie. Jy sal self sien, hy is die een wat jou leer. Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor sê, hier is die pad, loop hier langs. Hoe baie praat ons oor daardie stil stoetstem van die Heilige Gees. Dan sal jy sê, dat jou afgode, jou beelde wat jy met silwer en goud oorgetrek, onrein God is. En jy sal hulle weggooi, soos 'n mens 'n smerige lam weggooi. Jy sal sê weg met hulle. Dan sal die Here reën gee op die saad wat jy in die land gesaai het, en sal jou grond kos vir jou lewe wat ryk en voedsaam sal wees. Jou klein vee sal veil in uitgestrekte grasvelde. Amen. Gemeente, die Here groet julle vanmôre met hierdie woorde. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, Christus Jesus ons Here, die kragtige werking van sy Heilige Gees. Ons gaan antwoord op die groet van die Here met ons lof, prysing en aanbidding weer te sing van lied 509 en ons sing daarvan al 3 strofes en ek wil hê u moet vanmôre uit die altyd sing want dis waaroor ons gaan preek. Daar dit doen ons sittende en dan staande lied 512 ook al 3 strofes. Nader my God by.
Ek gaan die wet vanmôre aan u voorhou. Dis 'n gedeelte wat ons nie afgesien nie. Omdat die wet van die Here is mos in ons hart. Dis op ons hartstafels geskryf. Die wet is in ons hele wese, maar soms, net soms, is dit nodig om nie weer te hoor wat die Here vir ons sê. Ons lees uit
Markus 12 vers 28 tot 34. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoors redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gee, vra hy vir hom, wat is die jou grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief en hier kom al die fakulteite van jou wese na vore. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou innerlike, jou hart, met jou hele siel, jou sielsdimensie, wat jou wil en jou besluite en aandag, dus dit moet jy ook die Here jou God mee lief hê. Met jou hele verstaan, en dis partymal moeilik, dit gaan jy preek hoor, en al jou krag, jy moet krag daarin sit, om die Here jou God lief te hê. Dis nie sommer iets waaroor jy praat. Pragtig, meneer, sê die skrifgeleerde. Ek kan hom nou al net sien. Dit is waar wat hy gesê, die Here is die enigste God, en daar's geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart, en met jou hele denke, en met al jou krag, en om jou naaste lief te hê soos jouself, is van meer belang as alle brandoffers en ander diereoffers. Toe Jesus ons verstandig oor praat, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Ons gaan ons schuldbelijdenis dan nou sing, liedboek 417 strofes 1 en 2, Jesus ons Heer.
wat sê as ons sonde bely, is 'n vertroue en regverdig. En deur die soendood van Jesus spreek hy ons vry. En u is vrygespreek deur dit wat Jesus gedoen het. Amen. Geliefdes, ek gaan net, omdat ons dit nie opgesoek. Ek was nou regtig in 'n goeie band toe ek preek gemaak. Gaan ek vir u die apostoliese geloofsbelijdenis voorlees. En u kan net in u hart dit saam met my beleef. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat gebore is uit die maag, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan oor na die woordverkondiging en dit gaan vanoggend na ons kom uit Filippense 4. Paul, ek gaan net eers 'n bietjie praat voor ons lees. Ek sal vir jou sê, jy sal hoor as ek sê. Filippense 4 is een van die mees, sal ek sê, buite konteks aangehaalde tekste wat daar is. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Dit het amper 'n spoggeryk. Ek kan enige iets doen, want Christus gee my krag. Jy sien dit agter op 'n motor se bak. Jy sien dit in mense se huise op hulle WhatsApp status op hulle Facebook. En as ek dit sien, dan wonder ek party, weet jy regtig wat dit beteken? Want die oomblik wanneer jy daardie teks buite konteks aanhaal, verloor hy sy totale betekenis. Kom ons lees. Filippense 4 en ons lees hier van vers 10. Ek was baie bly in die Here dat julle na so lang tyd weer gewys het dat julle nog aan my dink. Jy sien, Filippi was die eerste van gemeentes wat Paulus onder die heidene gestig het. Hulle het baie swaar gekry. Die eerste kerkse mense het partymal nie werk gekry nie, omdat hulle gelowiges was. Hulle kinders kon baie keer nie onderwys kry nie, omdat hulle gelowiges was. Hulle kon ook soms nie werk kry nie. So die gemeente van die Filippense was nie baie ryk nie.
Tog het hulle in Paulus se behoeftes voorsien van hom. Nou sê dat julle na so lang tyd weer gewys het, dat julle nog aan my dink. Nie dat julle my ooit vergeet het. Julle het net oorgemoed. Julle het net nie kans gehad om iets te doen. Ek sê dit nie omdat ek gebrek het. Hy is met ander woorde nie besig om te skimp nie. Want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is. En ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly. Om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te hê. Ek is tot alles in staat. Wat sê hy? Oorvloed, gebrek. Baie min. Ek is tot al hierdie dinge in staat deur Christus wat my teruggee. Met ander woorde, ek kan nie in die wêreld rondloop met enige ding doen en dink die liewe Here gaan vir my teruggee om my skuld te betaal wat ek sommer goed moet maak. Dis nie waaroor hierdie teks gaan. Nietemin het julle goed gedoen deur my en my moeilike omstandighede by te staan. Tot so ver die geleesde woord van die Here en nou gaan ons 'n bietjie die woord beleef. Paulus is so vergenoeg met sy omstandighede. Slegs 'n man wat 'n pad met God stap. Deur die spreekwoordelike dit en doen. Kan in die ongemak van die gevangenis almal eerstens vermaan, soos hy vroeër in vers 4 doen, om hulle altyd maar altyd in die Here te verbly. Let daarop dat hierdie woordkeuse beteken om jou in die Here te verbly is 'n werkwoord. Dawid sê in Psalms, loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade. Dawid het geleer om sy siel opdrag te gee. Hy wag nie totdat daardie gevoel op hom toesak, wat hy lus is om die Here te loof nie. Hy sê vir sy siel, loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade. Dis partymal tyd om jou siel opdrag te gee. En hier, as hy praat van wees altyd bly, gaan na vers 4 toe. Wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Dis 'n opdrag, dis 'n werkwoord, iets wat jy doen. Let daarop dat om jou te verbly is iets wat jy met ander woorde doen. Dis nie iets wat uit die blou hemel op jou neerdaal. Ek wil vir sommer net in ligterlyn iets vertel van hierdie goed wat agter op die karre sit. Se kattebak. Daar ry 'n vrou eendag in die dorp. Man en sy ry soos 'n maniak
En elke ou wat nou vir haar nie reg ry nie, gooi sy so 'n paar signs and wonders. Julle weet, so met die hande sak. Sy praat so met die hande sak. Maar agter op haar kar staan daar 'n visie. En die visie beteken mos ek is nou mos 'n kindjie van die Here. En skielik kom daar 'n polisiemotor en hy trek haar af. Hy sê, mevrou, ek wil jou arresteer. Sy sê, vir wat? Hy sê, want jy ry 'n gesteelde motor. Sy sê, nee, ek kom vir jou bewys, dis my motor. Hy sê, mevrou, moenie praat nie. Ek arresteer jou op grond dat jy definitief 'n gesteelde motor ry. Sy sê, nou waar kom jy daar? Hy sê, mevrou, grond van die visie, agter op jou katterbak. Want ek het nou al die hele tyd vir jou dopgehou, en 'n vrou wat so vloek, en so met die hande gesels, kan mos nou nooit 'n visie op haar motor hê. So jy het 'n ander ou se motor. Nou ja, kom ons. Die gedeelte vanaf vers 11, waarin Paulus vertel presies waartoe hy in staat is deur Christus, wat hom krag gee. Lees treffend in die boodskap. Partymal moet 'n mens net so anders vertaal. Die boodskap sê, moenie my verkeerd verstaan. Dis nie omdat dit met my so swaar gaan, dat ek nie sonder julle hulp kan klaarkom nie. Die lewe het my al geleer om klaar te kom met wat ek het. Maak nie saak wat gebeur. Ek weet hoe dit voel om arm, meer brandarm te wees. Maar ek weet ook hoe dit voel om genoeg of selfs te veel geld te hê. Maar ek laat nie toe dat sulke dinge my onderdryf of met my weghardloop. Ek is bly en altyd tevrede, wat my ook al tref. Dit maak nie saak of ek sonder 'n krieseltjie kos gaan slaap, of soveel kos het, dat ek dit nie alles kan opneem. Of ek net die klere aan my lyf het, en of ek 'n huisvol goed op my naam het. Vir my is dit eintlik maar om 'n eer. Dis die boodskap. Vir alles in die lewe, die goeie of die slegte, sien ek kans. Omdat Jesus my bron van krag is. Een van die grootste of belangrikste vrae wat ek of met huisbesoek of in my berading teekom, is maar dominee, waar is God nou? Die dokter het nou vir my 'n diagnose gegee van kanker. Kan ons nie wees nie. Ek is 'n kind van God. 'n kind van God mag nie kanker kry nie. Want jy sien, hulle neem aan dis 'n versekeringspolis teen enige iets wat verkeerd kan gaan. Hulle mag nie by jou inbreek nie, jy kan nie jou werk verloor nie, jy sal nooit verkragt word nie. Jy weet, want jy is mos nou kindjie van die Here. Hallo. Ons is in 'n gebroke wêreld. Ons is net so aan hierdie gebroke wêreld onderwerp as die sondaar of die ongelowige. Dink julle in die kerk sal vanmôre chokkenblok gesit het, as dit die waarheid was? Want hulle sou ons nou nooit die Here net gedien het, omdat hulle vir hom lief is nie. Hulle sou vir die byvoordele gedien het, as niks ooit met hulle verkeerd kon gaan.
Jy sien die woorde wat Paulus hier spreek. Kan slegs met vrymoedigheid gesê word as jy weet hoe dit voel om God in alle omstandighede te vertrou. Ek het nogal Vrydag gelede 'n groot skok gekry toe my die gap cover nou klaar uitbetaal het vir my ou nekoperasie kom. En ek was ook lus half om te sê, maar waar's die Here nou tot ek kom? Hy is daar. Hy is die een wat my die krag gee om hierdie goed te hanteer. Hy is nooit weg nie. Hy lewe deur sy gees binne in my ten spyte van wat my tref. Jy sien 'n preek word sorgvuldig uitgewerk aan die hand van die teks met allerlei verwysingsbronne. Dit is maklik om 'n preek te maak. Relatief. Jy kry jou tema en dan gaan jy in en jy soek verwysende tekste, jy lees verskillende vertalings en jy lees dit so 'n bietjie op en ek hoor dat daar van die dominees is wat vir ChatGPT vra, jy weet wat beteken dit nou eintlik. Dis met ander woorde relatief maklik om 'n preek te maak. Maar broer en suster, 'n getuienis kos 'n prys. Hoor wat ek sê, 'n getuienis kos 'n prys. Eers as jy deur jou omstandighede gegaan het en jy kom aan die kant uit en jy sien dat die Here ten spyte van hierdie omstandighede jou nooit begeer, jou nooit verlaat nie. Hy was saam met jou, hy was die een wat die krag het. Kan jy daardie getuienis? En dit is hoekom Paulus met vrymoedigheid sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Kom ons bid saam. Here, God van liefde, waar ek ook mag gaan, daar is U. Ons het vanmôre in ons gesing, op berge en in dale, en oral is my God. Is die God wat beloof het dat U my nooit sal begewe, my nooit sal verlaat. En daarom kan ek vanmôre met vrymoedigheid sê, wat ook al gebeur of sal gebeur, U staan langs my, binne my, bo my, agter my, voor my, soos 'n magtige held wat verlossing skep. En daarvoor sê ek vanmôre vir U baie, baie dankie. Amen. Ons gaan die Here nou dien met ons dankoffers. En die voorsangers gaan vir ons baie mooi bring. Daarna gaan die slotlied en die seën gekombineer word in ons gemeente se volkslied. Hulle weet ons gemeente se volkslied. Ons sing met trots en ons gaan sing vanmôre. Daarna gaan ons die musikale aand sing. Baie dankie Christus.
Kom ons sit net so en dan verstaan die Here vir die dankie vir. Vader, dit is aan my voorreg om vir U te kan gee. Nie uit dwang nie. Nie dat ons bang is dat daar iets met ons gaan gebeur as ons nie gee nie. Maar uit liefde. Ons is lief vir U, ons is lief vir U werk, ons is lief vir die uitbreiding van U koninkryk. En ons weet, Here, dat U wat die saad gee, ook weer vir ons die opbrengs sal gee. 30, 60, 100voudig, soos wat U woord sê. Sê dan net die fondse wat geïn word, sodat U naam daardeur verheerlik word. U koninkryk uitgebrei word en U wil en alles sal geskied. So bid ons dit in die wonderlike naam van ons verreese Here Jesus Christus. Amen. En nou gaan ons, ek wil amper sê staan op aan, maar dis nie nodig. Ons gaan nou ons gemeente se wonderlike, mooi volksliedse eie aan ons gemeente. Ek hou diens Vrydag by Senatus aftreeoord. En toe ons klaar is, toe sê die ou mense daar, ag dominee, wil jy nie vir ons nou nie, julle weet, ek het nie meer die stem nie, ek het so diep bas na die keeloperasie, nou sê hulle, dominee, wil jy nie vir ons net julle volkslied sing nie? Toe moet ek nou gaan daarheen sing sonder die woorde, maar ons gaan dit vanmôre sing, so dit loop al ver, dat hulle weet van ons volkslied. Kom ons staan en ons sing dit saam met 'n Vaderseën van die Here ook daartoe. Hallelujah.